Die Elia en Elisa verhale, deel 3. Indien jy nog nie die eerste 2 dele gekyk nie, stel ek voor jy pause hierdie video en jy gaan kyk gou eers daar ander 2. Hier begin ons nou met Elisa se wonderwerke. Sy eerste een was dat hy die water gesond gemaak. Elisa het gevra vir 'n double portion en hy het dit gekry. Jy gaan sien hoeveel meer invloeks van wonderwerke is daar in hierdie reeks. Die eerste een, die mense na hom toe gekom in Jerigo en gesê, maar die water is siek. Dit maak almal siek rondom hulle. Ek het in die Elia gedeelte met die Titan Clash het ek gepraat van wat as ons almal die dapperheid kry om een gebedssaak vir Suid-Afrika te vat, waar gaan ons wees? En met die onlangse listeriose uitbreek, kan ek ook net dink, dat wat as een van ons gelowiges net daardie saak vat en intensief daarvoor bid. Weereens herhaal die patroon homself van onwaarskynlike bronne. Die kraaie bring vir Elia kos, die weduwee gee vir Elia kos, en nou weer eens sout in die water. Sout is die mees onwaarskynlikste manier om die water te genees. So moenie jou blind staar as God vir jou 'n oplossing gee en dit klink so radikaal nie. Want Elia en Elisa het ook daarmee gesukkel. Met onwaarskynlike bronne. En dan net nog iets op bron. Die dorpie het besef dat dit is die water wat hulle probleme veroorsaak. Hulle het by die wortel van die probleem uitgekom. Ek bid dat ons ook by die wortel van die probleem sal uitkom. Dat ons nie die onvrugbaarheid sal sien in die dorpie nie, maar dat ons die wortel van die probleem sal sien en daarvoor vir genesing sal bid. Elisa se wonderwerk nommer 2. 2 beerinne kom en verskeer 42 kinders. Daar's hierdie kinders wat vir Elisa spot van kaalkop en ewe skielik vloek hy hulle in die naam van die Here. Want dit my baie interessante topik is, maar dalk een vir 'n later dag. En 2 beerinne, 2 vroulike beere kom en verskeer hierdie 42 kinders. Dis al die 3de oorwinning van 'n obstacle. Die eerste een was deur tools wat God vir Elia tools gegee het. Die tweede een was die pad deur die Jordaan wat God die obstacle heeltemal weggevat het. En die derde een is 2 beere wat kom en die probleem kom adresseer. So ons mag ook bid dat God ook op radikale maniere ons obstacles in ons lewe kom verwyder. En dit is die tweede keer wat Elia en Elisa heers oor die skepping. Die kraaie bring vir Elia kos en die beere kom fight Elisa se battles. Ek sien dit as 'n remote control nie. God gee vir ons die remote control om te heers oor die skepping, sodat die skepping ons battles vir ons kom fight, dat die skepping vir ons kos bring. Mag jy ook bid dat jy daardie remote control van die heers oor die skepping kan vat, soos wat God dit vir ons gegee het. Elisa se wonderwerk nommer 3. Te min water. Op hierdie stadium is die koning uit op 'n oorlog, die koning van Israel. En hy kom na Elisa toe en hy sê, al die paarde gaan vergaan, want daar is nie genoeg water vir dit nie. En Elisa sê, maak 'n paar pitte en dan sal die pitte gevul word met water. So ek wil net graag eens met stil staan by hierdie punt. Daar was 'n oorvloed van waterwonderwerke met die Elisa-Elia verhale. Daar was een met Elia, was daar nie genoeg reën nie. Hy het gesê stop die reën en toe later het hy gesê okay, nou kan die reën maar kom. Die tweede een was die Jordaanrivier, ook met Elia wat oopgegaan het. Die derde een was die watergenesings wat ons nou net bespreek het in die dorpie van Jerigo. En die vierde een was te min water vir die donkies, die perde en die esels. Die belangrike ding wat ons hier kan raak sien is dat partykeer sê God vir ons moet ook 'n bietjie werk doen vir ons wonderwerk. Elisa het vir hulle gesê gaan grawe pitte en het hulle pitte gewin. Maar dit was ook 'n Efesiërs 3 vers 20 oomblik. Want die oomblik wat hulle na God toe gedraai het God vir hulle oplossing gegee vir die water, plus hy het vir hulle oorwinning gegee. En die oorwinning was actually baie radikaal. Toe hulle hierdie pitte gegrawe het, het die water wel gekom en die donkies kon gedrink het. Maar die vyand, die ander koning, het net gesien dat die water verander in bloed. So partykeer gee God vir ons oorwinning deur 'n beer wat kom en ander kere gee God vir ons oorwinning deurdat die vyand iets sien wat God vir hulle gemaak het om te laat sien. Die weduwee se olie wat nie opraak nie. Hierdie weduwee kom na Elisa toe en sê maar man is nou net oorlede en sy het soveel skuld. Weereens is daar weer 'n werkelement in, net soos met die vorige pitte.
Elisa sê vir haar, gaan versamel kanne in by almal in jou bure. En dan daai kanne, as jy dit vol maak, sal die olie nie oprok totdat al die kanne vol is nie. So die belangrike vraag wat ons vir onsself hier kan vra is, hoeveel kanne bring jy? Hoeveel van jou probleme gaan stort jy uit vir God om te sê, help my asseblief daarmee? By Bed Seber Huis van Hoop het ons God Cans wat ons maak. Die vrouens skryf al hulle probleme neer op papiertjies en gee dit dan vir God. En die hoeveelheid tyd en effort wat jy daarin sit, het 'n direkte verhouding met die hoeveelheid oplossings wat God vir jou gee. So hoeveel kanne bring jy? Nommer 5. Die vrou raak swanger. Daar was hierdie ryk Sunamitiese vrou wat gesien het dat Elisa het 'n spesiale salwing. Toe oorreed sy haar man dat hulle 'n spesiale kamer moet bou in hulle huis vir Elisa. En toe kom bly Elisa daar. Toe wil Elisa vir haar dankie sê op 'n manier en toe gaan Elisa na haar toe en sê vir haar, maar wat kan ek doen? En sy sê nee, niks nie. En toe hoor hy by verskeie bronne dat sy nog nie 'n kind het nie. En toe gaan hy na haar toe en hy sê vir haar, jy sal oor 'n jaar van nou sal jy 'n kind hê. Elia het die sleutels van die hemel verstaan. Hy het gemaak dat die reën nie kan kom nie en toe later dat die reën wel gekom. En hy het op 2 verskillende okkasies het hy vuur afgebid van die hemel af. En net so glo ek het Elisa ook verstaan dat daar sleutels aan die troonkamer toe. En hy het die sleutels afgebid vir hierdie vrou om 'n babatjie te kry. Wonderwerk nommer 6. Dooie seun terug na die lewe. Kyk net hoeveel ooreenkomste is daar tussen Elia en Elisa, tussen mentor en mentee. Hulle albei bly by hierdie vrou, hulle albei word versorg deur die vrouens en hulle albei hierdie vrouens se seuns gaan dood. By Bed Seber het ek ook al gesien dat dieselfde issues takkel ons almal. Ons almal kry dieselfde issues. Hierdie verhaal staan in 2 Konings 4 vers 19 tot 37. Voordat Elisa die dooie seun weer teruggebring het na die hemel toe, na die lewe toe, is daar hierdie interessante versie. En die Here het dit vir my verberg en my dit nie meegedeel nie. Wat interessant was, is Elia het 'n baie direkte ADSL-lyn na die hemel toe gehad. Maar op die einde van die dag is beide van hierdie seuns het weer teruggekom na die lewe toe. En die 2 verskillende paaie sê vir ons dat partykeer stap iemand 'n ander pad as wat ons pad stap. Die paaie lyk verskillend. Elia het net gebid dat die seun se siel terugkeer en hy het teruggekeer. Elisa moes gewerk het vir hierdie wonderwerk. Hy het eers die staf gestuur, die staf het nie gewerk nie. Hy het tweede van alles op die seun gelê en toe die seun warm begin word. En toe derde van alles het hy weer op die seun gaan lê en toe die seun genees en toe sy lewendig. So wat ek hierdie uit kan sê is dat dalk bid jou vriendin vir genesing 1 keer en sy word gesond. Dalk moet jy 3 of 4 keer probeer. So moenie die feit dat jy stadiger genees word of stadiger jou seëninge kry, interpreteer dat God dit nie vir jou wil gee nie. Verder wil ek jou ook aanmoedig om te bid vir bevestigings. Die seun het warm geword. En dit Elisa besluit om net aan te hou bid. Jy weet as mens Kaapstad toe ry of enige plek, dan sal jy altyd bordjies wat sê dis nog 60 km Kaapstad toe. Mag God ook vir jou sulke bordjies op die pad gee om te sê jy is nog op die regte pad.